die eerste Christene van buite af dopgehou het, sou jy waarskynlik nie gedink het jy kyk na 'n beweging wat die wêreld gaan verander nie. Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis waar ons stories nie hoor, dieper kyk en saam ontdek hoe Jesus vandag werk. Jy sou mense sien wat saam eet, mense wat lag, mense wat by mekaar se huise kuier. Handelinge 2 sê hulle het van huis tot huis brood gebreek en saam geëet met blydskap en eenvoud van hart. Dit is 'n verrassende alledaagse beskrywing van 'n buitengewone beweging. Geen groot verhoog nie, geen indrukwekkende strukture nie, net mense rondom tafels. En tog het daardie eenvoudige, herhalende oomblikke 'n gemeenskap gevorm wat die Romeinse wêreld se aandag getrek het. Ons het geneig om geestelike groei te koppel aan ernstige oomblikke, intense gebed, diep gesprekke, groot besluite. Daardie oomblikke is belangrik, maar wat as baie van die vorming van ons geloof in iets baie eenvoudiger gebeur? In gedeelde etes, in saam lag, in stories wat oor en oor vertel word, in die soort pret wat nie oppervlakkig is nie, maar verbindend. Daar is 'n rede waarom mense nader aan mekaar voel na ete eerder as na 'n vergadering. Daar is iets aan saam eet en saam lag wat 'n mens oopmaak, wat vertroue bou, wat die grond voorberei vir eerlike gesprekke oor lewe en geloof. Dis maklik om te dink pret is die teenoorgestelde van erns, maar in baie gevalle is dit juis pret wat volhoubare gemeenskap moontlik maak. Wanneer mense saam kan ontspan, saam kan geniet, begin daar 'n soort gemak groei. Jy voel veilig genoeg om jouself te wees. Jy voel vry genoeg om eerlik te praat. En in daardie ruimte begin geloof natuurlik in gesprek kom met die werklikheid van die lewe. Nie as 'n formele program nie, maar as deel van die ritme van verhoudings. In die vroeë kerk het mense nie net by mekaar gekom om te bid nie. Hulle het by mekaar gekom om te leef. Hulle het mekaar se huise binne gegaan, mekaar se kinders geken, mekaar se stories gehoor. Die grens tussen geestelik en gewoon was dun. Etes was nie net etes nie. Dit was ruimtes waar mense mekaar gedra het. Lag was nie net lag nie. Dit was die gom van gemeenskap en oor tyd het daardie gedeelde lewe mense gevorm tot mense wat anders leef, meer vrygewig, meer getrou, meer hoopvol. By SA Gemeente praat ons oor die nommer 1 netwerk vir jou lewe, daar waar jy bly werk en speel. 'n Deel van daardie visie is om te besef dat geloof nie net in die formele oomblikke groei nie, maar in die gewone, by 'n braai, by 'n koffie, in 'n verjaarsdag wat saam gevier word, wanneer mense saam pret het. Bou hulle herinneringe. Wanneer hulle herinneringe bou hulle vertroue. En waar daar vertroue is, kan geloof diep wortel skiet. Miskien het ons soms 'n te smal idee van waar God werk. Ons kyk vir hom in die dramatiese, terwyl hy dikwels in die eenvoudige besig is. In die lag rondom 'n tafel, in die gemak van mense wat mekaar ken, in die soort pret wat mense nader bring. Want wanneer gewone pret met gedeelde waardes en egte verhouding saamkom, begin iets heilig gebeur. Dan word die alledaagse 'n plek waar mense nie net ontspan nie, maar ook stadig oor tyd gevorm word tot mense wat saam kan leef en saam kan glo. Ek nooi jou om te kom doen in SA Gemeente. Ek nooi jou om deel van 'n groeigroep te word as jy nog nie is nie. Ons wil jou behoorlik leer ken en ons wil vir jou goed wees. Tot volgende week, mooi loop.